Hallo daar, goeiemôre, good morning, hallo daar, goeiemôre, good morning, hallo. Ja, sy gaan nog aan. Ja, nie ons wag. Nee, ek wil nou nie die eerste 7 minute Klink die steel. koorgedeelte. Ons sal by hom uitkom. Bly ingeskakel daarvoor. Nou ja, daar is 'n hele propvol program wat vir Ja, soos jessie. altyd. So ons hoop dat julle lekker geslaap het en gereed is om hierdie dag met albei hande aan te gryp, né Pieter? Baie dankie met albei hande, ons is altyd reg daarvoor. Vertel ons maar 'n bietjie meer. Kollega, laat ek jou vertel nie, alles skuld bly altyd dieselfde nie. Laat ek net my bril opsit, dan voel ek ook nog baie slimmer vir hierdie maandagooggend, né? Daar sy. En in vandag se Ensure Your Future verduidelik Maya Fisher French en Mapalo Maku die verskil tussen hoe 'n mens slimmer finansiële besluite kan neem. Michelle Lou van Creme Classic wys hoe velsorg eenvoudig kan wees. Tony Frost vertel van die 1965 Ride, inspirerende, luister mooi, 850 kilometer fietsrit. Vir onderwys, wil net seker maak julle is wakker. Tuis wat ons dan deur die wêreld van finansies en ons vir jou, die musiekblyspel is terug op die verhoog en Bok van Blerk en Nadia Bekes gaan 'n bietjie meer kom vertel daarvan. Daar sy. Sneeu, propvol program, Propvol, groot verskeidenheid. Ons gaan selfs teater toe 'n bietjie later. Ja, nee, wat en van 'n 850 kilometer rit. Gelukkig is dit nou nie 850 kilogram. Kan jy dink? Ek dink nie daai gewig gaan baie maklik, jy weet. Tensy die man iewers 'n kom nie. pampoen agter op sy fiets laai. Onthou jy die pampoene van nou die dag, daai groot. Natuurlik. Maar voordat ons by al daai lekker gesprekke uitkom, het ons nou weer eers weer 'n interessante storie. So 'n biotehnologiemaatskappy, Loyal, is tans met die ontwikkeling van 'n middel genaamd Loy 002 of seker 002 wat glo die veroudering van honde kan vertraag werksaam. Nou hierdie middel teken klaarblyklik die ouderdomsverwante metabooliese wanbalanse wat in honde voorkom. Die metabolisme is verantwoordelik vir hoe energie en voedingsstowwe wat ingeneem word verwerk word. Nou soos honde ouer word, verswak hulle metabooliese gesondheid. Dit kan lei tot siektes en 'n laer lewensgehalte. Die middel is egter daarop gemik om hierdie metabooliese probleme moontlik op te los. Deur dit te doen, kan die medikasie moontlik 'n ouer hond se gesondheid verbeter en selfs hulle lewensduur verleng. Die middel het reeds 'n belangrike regulatoriese stap bereik en kan moontlik teen volgende jaar op die mark wees, maar is tans besig om nog getoets te word om seker te maak dit werk regtig. Nou is my vraag, ja, want ek meen ek het hierdie storie gelees en toe wonder ek dadelik, sal jy ooit so iets oorweeg? Want ek moet eerlik wees en sê, as daar so iets vir katte was, sonder twyfel sou ek dit probeer het. Ek is seker die meeste mense sal dit doen. Ek meen ons As dit werk, mits dit werk. Ja. Dis maar soos wat 'n ou seker maak jy geen nou al daai ekstra goedjies net om die pel so bietjie blinker te hê en die stert so ekstra te laat swaai. So ja, ek dink dis baie oulik. Ek dink dit is vir my interessant om te sien hoe die wetenskap in daai opsig ook ontwikkel na aanleiding van ons dierekinders, want ek dink enige persoon sal hulle langer hier wil hê, nê? Ja, verseker. Ek dink nie ek het al van enige iemand gehoor wat anders voel nie. Ek meen die meeste mense wat ek ken, probeer altyd alles in hulle vermoë doen om te kyk hoe hulle daai troeteldier van hulle aan die gang kan hou. Also dink jy wetenskaplik is hierdie dan nou nader aan die volgende stap om die mens se lewe ook te probeer verleng met 'n ou pilletjie of 'n dingetjie. Hoe sal ons weet? Want dit begin mos nou maar hier. Ja. Seker iewers met 'n arme ou wetenskaplike rot begin en nou word dit almal uitgevoer soos wat jy gesê het, dat dit nou nader is dat hy in die mark beskikbaar kan wees. Hoe oud sal jy wil word? Ek? Ja. Nee, ek wil hy 3 nommertjies agter my naam skryf, 100. Regtig? Yes, 100. Dink nou net hoe lekker sal dit. Goeiemôre. Good morning. Ja, né? Ek is nog steeds hier so saam met jou wil staan en kyk, jy is mos nou al 'n goeie klompie jare jonger as ek. Ja. 2 of 23 of Kyk, die vraag is, gaan jy steeds so met 'n lied in die hart dan nou die mense wakker maak? Hey, dag het jy vir my sien saam met gitaarkerels. Man, dit gaan 'n lekker enetjie wees. Ding, Klink vir my baie oulik.
Maar gepraat van ouer garde en hoe lekker 'n ou kan oud word en so aan, of weet nou met of sonder ou ietsiekie is. 'n Unieke konsep het opslag gemaak in Grassy Park op die Kaapse vlakte, waar 'n dagsorgsentrum vir bejaardes nou 'n alternatief bied vir families wat na hulle ouers omsien. By Leap of Faith Elderly Daycare kan volwasse kinders hulle ouers vir die dag aflaai. Jy het reg gehoor. Soortgelyk aan hoe kinders by 'n kleuterskool afgelaai word, of soos wat ons ook al 'n rukkie terug gesels het, hoe hondjies by 'n doggy hotel afgelaai kan word. Die sentrum is gestig deur Esterine Meyer wat 'n behoefte raak gesien het vir ondersteuning aan families wat na ouer mense omsien, maar dit nie voltyds kan doen nie. So vir 'n skamel R250 per dag kry bejaardes etes, geselskap en aktiwiteite soos speletjies, musiek, lees en ek is seker dans en alles wat daarmee sal gepaard gaan. Die fokus is nie op verswakte sorg nie, maar eerder op sosiale interaksie en veiligheid. Hierdie idee het vinnig aandag getrek nadat 'n video viral gegaan het, maar Meyer sê baie ouer mense is ook egter bekommerd want party vrees dat hulle kinders hulle daar gaan los en net gaan aflaai en nooit weer gaan kom haal nie. Haar dagsorgsentrum is nog in sy baba skoene, maar sy hoop dit gaan met rasseskrede groei. Hoe is daai? Ek hou hiervan. Ja, dis Ek dink baie ons moet oulik. daar in die hande probeer kry om met haar te gesels oor hierdie Verseker. sentrum, of hoe staan dit dan nou bekend? Ja, dit is Jy het nou verwys na 'n the kleuterskool, maar Faith Elderly, Leap of Faith Elderly Daycare. ek dink dit sal interessant wees om te hoor wat presies daai speletjies en aktiwiteite en so aan Ek behels. stem 100% saam, want ek meen daar is baie uitstek, soos Sproukeer wat ook by ons adverteer en goeders wat versorging doen. Ja. Maar hierdie is nou oulik want daar's baie ouer mense wat by hulle kinders bly, maar nie daai sosiale interaksie en goeders mee het nie. Want die kinders gaan werk toe, die groter kinders, daar is seker nie kleinkinders om mee op te pas of sin nie, nie sit ouma en oupa nou. Presies. Baie oulik. 'n geleentheid Baie om oulik. nuwe vriende ook te maak in die proses. Daar sy. Ek hoop hierdie dag sentrumpie hou vir 'n rukkie, want jy weet, ek het ons nog gesê ek wil oud word. Ja, Dan kan ek altyd daar gaan kuier. Dink jy net? 100 jaar. Dink jy ek sal 'n bietjie sprankel kan inbring? Sonder twyfel. Ja, Maar ek dink jy's ook een van daai wat miskien allerlei grappies ook sal maak, nê? Nee. Maar ek moet net vir jou sê, na vanoggend dink 'n kollega tuis moet saamgaan, veral met die manier waarop hy liedjies skryf deesdae. Kyk, Ja. ons het 'n talent daar geopen in die man wat nou was hy 'n liedjie skrywer. Maar hoorie so, ons moet dit kry. Ek wil gesels oor die huis of ek wil eintlik daar 'n bietjie gaan aansoek nie, gaan aanklop. Jy wil nou al Ja, aansoek doen. nee, yesterday. My grootste skrik was natuurlik toe ek die ouderdom van 50 geslaan het. O, gits, is Ja. dit uit. Ek is eintlik nou nie 31, maar toe ek 50 geslaan het, ek ry verby 'n advertensiebord wat sê, as jy nou vir jou ou dag moet begin, vir al die 50er plussers, hier is nou 'n beleggingsgeleentheid, dink aan jou aftrede. Toe dink ek is nog nie naaste by daar nie, maar 50 is deesdae baie jonger as wat dit 30 jaar terug was. Dis baie waar. Daar sy. Kyk nou net op wat so hoë noot sal ons hierdie geselsies afsluit. Ek dink 'n mens moet jou nie self blind staar in ouderdom nie, hoor. Ek het nog altyd so geredeneer. Ja, nee, wat ek stem. Dis daai hele ding van oud maar nog nie koud, daai soort van ding, nê? Absoluut, jy kan ons sien, hier staan ons twee. Oud maar nog nie naaste by aan koud nie. En nou gaan Pieter begin sing, al word ons 100 jaar. Al word ons tjikering 100 jaar, tjikering. En ek het geweet. Goed, jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning en jy kan ingeskakel bly want daar is nog heelwat wat voorlê. Net hierna fokus ons onder meer op velsorg. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor en Al maak word ook ons- sommer seker dat jy Goeiemôre, Good Morning op al wat 'n sosiale media platform is, gaan volg. Bly net waar jy is. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal.
Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Not all debt is the same, and knowing the difference could change your financial future. On Insure Your Future, brought to you by Santam, Maya Fisher French and Mapalo Maku break down the difference between good debt and bad debt and what it really means for your money. It's practical, it's relevant, and it could help you make a smarter financial decision every day, because the choices you make now will shape your future. Now, in the last episode, we spoke about how to become a homeowner. But of course, that does mean taking on debt, and it does mean having a good credit score. Absolutely, Maya. And so today we have Brian Mpakwani from Summit Financial. They are a financial wellness company that also does debt review. So let's kickstart with understanding your credit score. And also, what do we mean by good and bad debt, Brian? Credit score is a summary or is a 3-digit number that summarizes basically your credit worthiness, which is determined by your payment behavior. It is determined by the number of credits that you have or number of credits that you take on, also determined by the length of credit. So that particular summary is what shows your credit worthiness to the credit providers. When you start applying for debt, it shows that if you are, for instance, above 700, then you're a good consumer. And so when it comes to good debt versus bad debt, good debt is basically an investment of your future self, such as an example of a good debt would be buying a house, for instance. That is a good investment into the future, or investing in yourself, trying to increase your net worth, trying to increase your income by taking out a student loan. That is definitely one of the good debts, or even business debt. When we talk about bad debt, we're talking about debt that you take on that does not, or that decreases in value in terms of the future, as well as the interest that are high interest. So the difference between good debts and bad debt is that good debt, it is debt that increases your future, your present and your future net worth. And then bad debt is one that takes away from you now. I suppose even though if you're looking at a personal loan, it depends what it's being used for. So if the personal loan is just consumption debt, it's very different than maybe taking a personal loan to help with your business, exactly as you're saying. So it's about whether that loan is giving you an investment into your future or not. Yeah, 100%. And also a car, for example, Maya, sometimes we know that it's not called an asset as such, but I need to get to work, right, to make a living, to make an income, and hopefully grow my net worth eventually. So 100%, good debt and bad debt, it all depends on what is it that you are doing with that? And of course, a car needs to get you from A to B. It doesn't need to get you to A and B in a huge amount of debt. So there's a level of car financing that starts to become unhealthy. But Brian, I want to go back to the credit score, because I've been looking at some credit scores recently as part of the Menti program that we're doing with Santam. And I've been very surprised to see people whose
debt repayments are extremely high relative to their income. Yet they're showing as a good credit score. Yeah. What is happening there? So if we're looking solely on the payment behavior, then that's what's keeping their credit score a bit high. For instance, a person could be sitting at a DI ratio, for instance, of over 60-70%, meaning the amount you pay back towards your debt is more than what you have. But the fact of the matter is you're paying it on time every month. And that is what the credit providers are looking for. So as much as you are able to pay your debts on time every month without skipping any payments, then it should keep your credit score at a stable place. How much income actually should be going towards debt repayment versus Life. Exactly. So if we were to put it in percentages, the most common one would be the 50-30-20 rule. At least 50% of your income should go towards your needs. That is being able to pay for your groceries, that is being able to pay for your home, to pay for transportation, to go to work, school fees, and then 30% should then go towards your wants. 20% should then be divided between your debts as well as your savings. So that is what the rule of thumb in most cases refers to. Now, for more insights and full episodes of Money Bootcamp, visit the website below. Stay informed, stay empowered, and take the next step towards managing your money with confidence. Nou, velsorg hoef nie ingewikkeld te wees nie. Met Crème Classique Velsorg sal jou sprokie 'n gelukkige einde hê. Het sy dit nou fyn lyne en plooie is of daardie nare donker vlekke waarmee jy so worstel. Produkspesialis Michelle Lou gaan ons nou 'n bietjie meer vertel. Welkom terug hier by ons. Dankie, is lekker om hier te wees. Goed, wat veroorsaak daai donker vlekke en hiperpigmentasie? So kom ons praat oor die woord hiperpigmentasie. As jy dink aan die woord pigmentasie, dit is die kleur wat ons het in ons vel. So party van ons het ligter velle, ander het bietjie donkerder velle, maar wanneer jy langdurige blootstelling aan die son het of selfs deesdae skerms wat jy opkyk, kan dit daai melanosiete wat die kleur maak, en ons sal sien op die skerm verduidelik ons mooi hoe dit werk ook. As daai melanosiete vir 'n lang tyd blootgestel word aan UV-strale, dan kan dit op 'n sekere plek van jou gesig of lyf baie donkerder word. So dit is wanneer dit die son dit doen, maar daar is ook ander redes. Wanneer jy deur swangerskap gaan, kan dit vir die donker vlekke maak, of selfs wanneer jy akne behandel, dan kan dit ook donker vlekke of dan daai hiperpigmentasie, 'n gedeelte van jou vel wat net donkerder word. En watter tipe topikale behandelings word deesdae voorgestel? So deesdae is daar baie, jy kan enige ding van die rak afkoop, maar mense moet maar versigtig wees, want as jy 'n sensitiewe vel het, kan vrugtesure wat jy oor die toonbank koop, jou vel nogal irriteer, en dan is daar natuurlik nou by die dokters ook wat jy chemiese afskilferaars het. Maar dit is dan nou onder 'n dokter se voorskrif. So ja, dit moet nou mooi gekontroleer word, maar daar is ook oor die toonbank dermokosmetiese produkte wat jy nie 'n voorskrif nodig het nie, wat jy ook kan gebruik. Ja, want so 'n voorskrif kan partykeer nogal so 'n bietjie van 'n kopseer veroorsaak. So my vraag is, watter Crème Classique produkte kan sonder 'n voorskrif gekoop word om te help met hierdie donker vlekke? So op hierdie stadium is daar 2 wat ons sal voorstel. Die eerste een is die Dianite Alpha Hydroxy Acid. Ja. So dit het ook retinol in. So wanneer jy kyk hoe vrugtesure werk, gaan dit daai boonste laag van die vel afskilfer, en jy gaan seker maak dat die ou dooie velle dan nou afgeskilfer word. Maar dan kom daai pigment na die oppervlakte. So aanvanklik lyk dit dalk 'n bietjie donkerder as wat jy dink, maar dan moet jy nou aanhou daarmee. Maar die een wat ons regtig voorstel is die glycolic acid 10%. Nou 10% is die maksimum wat jy oor die toonbank kan koop. Enige iets na dit wat geneutraliseer moet word deur 'n dokter, kan jy dan nie sonder 'n voorskrif kry nie. Glycolic acid kan jy by enige winkel sonder 'n voorskrif kry. Nou hoe jy dit met aansit is eintlik die belangrikste, want baie mense vra vir ons dit, hoe gereeld. So die maklikste vir my om dit te verduidelik is om te sê, jy begin nou in die week, Maandag, Dinsdag, Woensdag, sit jy jou glycolic acid aan vir 3 tot 5 minute. Volgende week weer, Maandag, Dinsdag, Woensdag. As jy 'n bietjie langer behandeling het, kan jy dit al 5 dae toe rek ook, maar om te begin, 3 tot 5 dae vir 3 tot 5 minute en was dit af.
En so maklik soos dit, sonder om geld te spandeer by die dokter. Dit klink vir my maklik genoeg. Nou daar is ook 'n interessante kompetisie. Ja. So vertel ons asseblief meer. So Krim Klassiek het 'n wonderlike kompetisie. 2 gelukkige kykers kan elk 'n geskenkpak ter waarde van R2800 wen en daar's allerlei oulike goodies. Dankie Kylen. Daar's allerlei oulike goodies daarin van cleansers, toners, glycolic acid, day and night en dan ook die advanced anti-aging. So wat hulle moet doen is, hulle moet die QR code scan hier op die skerm en inskryf net op Facebook en op Instagram. As jy op 'n ander plek gaan inskryf, gaan jy nie wen nie. En dan behoort ons binne 2 weke die wenner hier bekend te stel. So skryf asseblief in. Dit klink vir my die moeite werd. Baie dankie vir jou tyd vanoggend en ek is seker daarvan daar gaan 'n hele paar mense inskryf. Goed, so vir meer inligting kan jy gerus 'n draai gaan maak by www.cremklassiek.co.za en onthou om vir hierdie interessante kompetisie dan nou in te skryf. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning en dis wat ons jou toewens, dis sporttyd. Ek is Arnold Geerts. Today we're looking at an inspiring cycling initiative that goes far beyond just sport. The 1965 ride is an 850-kilometer cycling journey from Johannesburg to Komani in the Eastern Cape, created to raise funds for bursaries for learners across participating schools in the Queenstown Education Foundation network. The founder and organizer, Tony Frost, is here this morning to tell us all about it. And I must admit that I've known Tony heck of a long time. Tony, when last did you and I do this kind of thing? Just after the Rinderpest. I thought so. Now we've both given our ages away. Tony, welcome with us. Nice to have you with us. It's good to be here. How did the 1965 ride start? It's a story, Arnold, so just give me a little space here. So I went back to my old school's Founders Day, Queen's College in 2010. I hadn't been back to the school since 1978, so there was a big gap. And I'd heard about the disaster of Eastern Cape education and so on, and I went there with kind of deep trepidation, and I came away completely inspired. You know, when I was there, the school was 100% white. In 2010, it was 95% not white, black. And one of the things I learned there is Xhosa boys can sing. And they sang with such pride and such passion. I thought I want to do something for my old school. My little checknut can make a big difference.
So I wanted to make something that was a statement. So I thought, okay, well, I've always wanted to do a long ride, so I'll ride from Joburg to Queenstown, Komani. Like you do when these things come about. Exactly. And then the old boys of the school had a meeting up in Joburg, and one of the guys said, hey guys, Tony's riding to Queenstown, anybody want to go? And suddenly my solo ride became an organised ride. So 16 years later, amazing. I've ridden there 16 times now. It's become a machine, Arnold, you know. And we're proud of what we've achieved with our little effort. So what was the original outcome, and where are we now with it 16 years down the road, literally and figuratively? The original outcome was to raise a little bit of money and to publicize what was happening at the school. Because in my mind at that time, I thought this is the most successfully, positively transformed institution, not educational, or any organization in the country. I mean, you know, the place was pumping, it was humming, it was excited, and it was going places. So I wanted to publicize what they'd achieved. So that's where we were then. And now, 16 years later, we've raised enough money to give away more than 350 bursaries. Wow. We've got money in an endowment fund. And the first 2 burses that we gave awards to, the first guy, now man, is a qualified CA. He's teaching commercial subject at Hilton College. And the first girl that got a bursary is now a qualified doctor studying to be an ophthalmologist. That is amazing. So it's, you know, we know that we change lives. You know, if you give a rand in Joburg goes much further than a rand in Queenstown. Other way around. A rand in Queenstown goes much further than a rand in Joburg. And when you change the life of one kid in a family, you change the life of the family. It's a pebble in the water, isn't it? 100%. You know, 70% unemployment in the Queenstown district. Some of the kids that we support, they wake up in the morning, the choice is between food and a taxi. So, you know, and then we often say our job is to spread hope. Yeah. That it's not hopeless. You're not locked into the ghetto of poverty. Tony, if you look back on it, I can see how one could get massive personal satisfaction from it as well at the very same time, because you see this growth, this mushrooming. What are your thoughts on that? I know if you'd asked me in 2011, which was our first one, where's it going to go? I said in 2011, I'm going to do 5 guys, and that's maximum. I've done 16. So much for that, eh? Yeah. So, you know, look, we've raised millions of rands. I would never, ever have dreamed that it would be possible. And it's now, you know, it's transformed the way education is talked about in Komani. When we started this thing, there was no thing called the Queenstown Education Foundation. It's now an association of 13 schools. And our little ride supports those 13 schools. And they've got a whole lot of other stuff going. I mean, one of the results of that is they've built a Wi-Fi network that is world-class. I mean, schools outside of Komani use that hub to drive their Wi-Fi in places as distant as Mahikeng and Limpopo. I was blessed enough years ago to do a relay run from Durban to Joburg. You see the most incredible things when you are either on foot or on a bicycle in our country. Give us 1 or 2 of the things that you've seen along the way. I know that's a tall order. No, it's not actually. Have you got time? I've got 9 hours, I think you said. Look, we reconnoitered the route. We drove up and down 3 times to find a route that would suit us. And eventually we chose the Eastern Free State. And if you ride down that route on a bicycle, which is slow enough to appreciate what you see, and you see just fields of cosmos and sunflowers, and occasionally the Malutis and the Drakens were covered in snow, you know that we live in a blessed country. Yeah. It's just stunningly beautiful. I assume also that there's lots of thankfulness, and not just from the community, but the students that you've been able to help along the way. Well, you know, the first year when we finished, it was the grade 11s and 12s of Queen's College that welcomed us. This year, there were, I don't know, more than 5,000 or 6,000 people there at the finish. All those 13 schools, their parents, their teachers, community. You know, we get a B-bar Metro police escort into the town. Feel like a celebrity, want to wave. One of those. Exactly. No, it's extraordinary how the thing is. It's a machine. So we've got, you know, new management taking over, a bunch of young folk.
that they have a thing called the Vision 2040, so to take it to the next 15 years. So it's all very exciting, really. And Tones, if one looks at people watching you now going, I want to start something like that, what do you suggest people do? You know, my day job is I'm a strategy consultant. So just give me a definition of what that is. Okay, this is the definition. If you wake up, if you decide to go on holiday, you usually choose where you're going to go, right? You don't just wake up on the first day of your holiday and start driving and say, I wonder where we should go this year. So you choose. Let's say you choose to go to Mauritius. That's the destination. So the first step is to say, what's my dream? So you start at the end and work back? You're 100%. Okay. You plan from the future back. And yeah, so have a dream. Start with a dream. You know, even the biggest things in this world, I mean, you can go and speak to whoever you like. The biggest things in the world start with a small thought and then a dream. And that's what's happened here. You know, I had a dream of trying to transform education in Queenstown. So they're still working on it. The idea is to have Komani as an education destination, where people speak about Komani in the same breath as they talk about Oxford, Cambridge, or Boston. Yeah. So from preschool to PhD, and you know the journey is on. They're going there. If you go there and you see the facilities of those schools, they're absolutely world class. It's amazing, Tony. Really appreciate that. Are you doing the next one, or is that it for you? I've done my ride to Komani, so we're planning to create a new route from KZN to Komani. There are already routes from Cape Town and East London, but we're going to try and start a new route as well. Tony Frost, such an honor and a pleasure to have seen you again and for you to have come in to tell us about it. Keep it going. I'm really impressed and very proud. My absolute pleasure. Thank you. Tony Frost wat gepraat het oor die 1965 ride. Nou ja, gepraat van die geld wat ingevorder word in die Oos-Kaap. Hier is 'n man wat weet hoe om geld in te vorder en vir jou sal verduidelik wat jy met joune kan doen as jy 'n paar sent het. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Dis tyd om finansies te bespreek en daar is niemand beter om dit weekliks te doen nie. Thys van Sail is terug in die ateljee. Thys, altyd 'n voorreg. Dankie Elsa.
Goed, dis amper asof ek nie eintlik weet waar om te begin nie, maar hoekom is finansiële journalistiek so belangrik in vandag se beleggingsomgewing? Kom ons begin daar. As ek dink wat dit baie belangrik is juis om daai, kom ons sê daai vryheid van spraak ook te kan hê en vryheid van opinie wat saam ook te kan neersit. En natuurlik die heel belangrikste deel is dat daar, kom ons sê derde party onafhanklike byvoorbeeld ondersoeke gemaak word om na tipe van finansiële strukture, produkte ensovoorts na te kan kyk. En dan natuurlik die algemene publiek daarteen te kan waarsku. Ek dink dit is baie belangrik. Laat 'n mens daai tipe van segment ook hê, boonbehalwe byvoorbeeld die FSCA wat byvoorbeeld dan nou die kom ons sê die WIP is dan nou van finansiële dienste, het 'n ou ten minste nog 'n bietjie daai agtergrond ook. En dan natuurlik jy weet as jy jou eie huiswerk of navorsing gaan doen rondom maatskappye en produkte, dan is dit ook baie goed om baie keer op te lees. Dis natuurlik 'n reuse verantwoordelikheid ook, maar hoe verskil finansiële verslaggewing van algemene nuus wanneer mens kyk na iets soos, jy weet, verantwoordelikheid en impak? Ek dink ja, wat ons baie kere sien en ons sien dit ook nou byvoorbeeld nou met die konflik wat in die Midde-Ooste is dat byvoorbeeld as ou gaan kyk wat sê CNN en wat sê Sky en wat sê Al Jazeera, jy weet, en allerlei ander tipe van stasies byvoorbeeld daar buite en dan natuurlik hulle opsomming en wat hulle dan daarmee maak. Dink ek is baie kere belangrik, jy weet, om daai onderskeid ook te gaan kyk. Want baie kere dan kan jy ook maar daadwerklik agterkom daar's een of ander van 'n formaat van invloed dalk of 'n mandaat of 'n byvoorbeeld 'n joernalis wat nie hou van daai ou se uitsprake nie en hy sal byvoorbeeld negatief wees daaroor of hierdie ou vir daai ou wat ook al die geval mag wees. Maar die belangrikheid van ordentlike finansiële journalistiek is dat wanneer jy basies, jy weet, dit is twee verskillende afsonderlike wêrelde. Want ek bedoel, as 'n ou byvoorbeeld gaan op gewone nuus, dan is daar byvoorbeeld jou eie emosie wat jy daarin kan sit as 'n joernalis tot 'n groot mate, maar as dit kom by finansiële nuus, dan is dit basies, jy weet, moet jy meer werk op feite. Want ek bedoel, dit het op die einde van die dag maak dit 'n impak, jy weet, op die gewone ou wat daar buite is, koop of verkoop ek aandele, gaan ek van een maatskappy na 'n ander maatskappy toe, bly ek binneland, gaan ek buiteland toe, en ek dink ja, daai is basies, jy weet, 'n baie groter wat soms sinspeling op verantwoordelikheid, om juis emosie uit byvoorbeeld journalistiek te hou as dit kom by finansiële besluite en produkte, as wat jy byvoorbeeld gewone journalistiek het. En Thys, ek dink as dit ongebalanseerd is, kan 'n mens baie maklik ook paniek saai, wat nie altyd nodig is nie, né? Ja, want ek bedoel, as mense byvoorbeeld gaan kyk, dit is 'n baie goeie punt wat hy daar maak, want weer eens 'n mens moet gaan op feitelike inligting, en natuurlik ook, hoe verwerk ek daai feitelike inligting? En dan natuurlik, jy weet, as jy byvoorbeeld gaan kyk, normale journalistiek is basies ook nodig in Suid-Afrika wêreldwyd, maar as dit kom by finansiële journalistiek, dan moet jy byvoorbeeld by bietjie gaan sê, okay, maar hier is 'n spesialiteitsveld, wie gebruik ek as 'n derde party om te verifieer, byvoorbeeld wat ek in die normale joernalis wêreld sal kry. Wat kan die moontlike gevolge wees wanneer so iets nie reg gebeur nie? Ja, ek dink ja, dit is baie belangrik as jy byvoorbeeld inligting bekom, soos wat ons nou oor die hele tyd nog praat, en jy vat hierdie inligting en jy sit dit in 'n mandjie en jy verwerk dit. Dis amper soos wat jy nou deesdae ChatGPT kan gebruik. So jy vat jou eie inligting en jy gaan verwerk dit. So met ander woorde, jou belangrikheid daarvan is dat jou verwerking moet basies ook net onafhanklik gekyk kan word na, en selfs tot 'n groot mate afgeteken word, want dit wat jy gaan skryf, gaan die ou daar buite op reageer. En as hy daarop gaan reageer, en hy reageer op 'n negatiewe manier op dit, en hy het 'n finansiële verlies later, wie se finansiële verlies is dit dan nou eintlik? Jy weet, want op die einde van die dag is, soos byvoorbeeld jou finansiële journalistiek val nie onder die FSCA nie. Jy weet, dit is baie interessant. So met ander woorde, as hulle byvoorbeeld inligting gee, kan dit lei na advies, en advies kan lei na finansiële besluite. En ek dink ja, daar's 'n bietjie van 'n grys area. So dit is baie belangrik weer eens, as jy byvoorbeeld 'n berig sien of iets is dit, om seker te gemaak die inligting daarin is konkreet en akkuraat. Wat is sommige van die algemene feite wat jy sien wanneer daar oor iets soos komplekse finansiële strukture berig word? Kyk, ons sien baie kere in die mark, sal 'n mens byvoorbeeld sê, ja, daai appels met appels vergelyking. As 'n mens byvoorbeeld 'n appel met 'n appel van vergelyk, los die piesang by die huis. Okay, so met ander woorde, dit gaan nie werk vir jou nie, okay. So meneer is daarmee begin nie, en ongelukkig in ons wêreld word dit dadelik gesien. Maar jou publiek is nie byvoorbeeld so amper half ingelig of skerp om dadelik te kan sê, okay, maar hier's 'n piesang nie, okay, en hier's 'n appel nie. En ek dink ja, dit is baie belangrik, en ons sien daai foute baie kere, byvoorbeeld vir instrumente wat vergelyk word met mekaar, soos byvoorbeeld private ekwiteit tot genoteerde ekwiteit. As ons byvoorbeeld gaan kyk na skuldbrief teenoor wat saam 'n government bond, as ons byvoorbeeld kyk na indeksfondse,
lokaal, internasionaal. As ons gaan kyk wisselvalligheid, jy weet, as dit kom by wisselkoerse, bateruilstrukture. Jy weet, so met ander woorde, daar's 'n klompie elemente wat 'n baie groot rol speel daar buite, maar as dit verkeerd geïnterpreteer word in die pen, dan kan dit weer eens lei na finansiële verlies. So watter rol sou jy sê speel behoorlike bronne en bedryfskennis in geloofwaardige finansiële verslaggewing? Ek dink as 'n mens dan kyk die bronne wat 'n rol speel, en dit is weer eens hoekom ek hou nogal van artikels waar byvoorbeeld iemand aangehaal word en basies jy weet daar word ook sy naam gesit, sy posisie geplaas en natuurlik sy ondervinding kan van selfsprekend ook gaan gekyk word na. So as 'n mens byvoorbeeld gaan sê ek skryf byvoorbeeld nou oor hierdie maatskappy of hierdie produk, maar ek het inligting bekom by die maatskappy en die inligting self en hulle het gequote byvoorbeeld X, maar dan het ek byvoorbeeld nou daai ou wat sê ek in my opinie was geanalyseer deur daai persoon en hy het gesê X. So met ander woorde, nou het jy amper 'n oop debatplatform waar jy 'n joernalis het wat dit onder die publiek se aandag bring, maar jy het ook ten minste die professionele opinies waarna verwys kan word, waarna die verbruiker dan kan gaan kyk en sê ja, okay, daai lyk vir my of credentials is, maar byvoorbeeld die persoon wat dalk as 'n derde party gebruik het, dalk geen ondervinding. Jy weet selfs in die opinie wat hy gee nie. So hoe dan nou wat basies weet geloofwaardig is dan nou sy inligting wat hy ook basies weet gee aan die huis wat die berig skryf byvoorbeeld. Nou Thys, vanuit 'n gereguleerde finansiële diensperspektief, wil ek weet hoe sien jy die verantwoordelikheid van die media wanneer hulle oor beleggingsstrukture spesifiek berig? Ek dink as 'n mens byvoorbeeld daaroor berig, dan is dit baie belangrik om jou bronne wel te verifieer. Ja. En ek dink want dit gee eintlik jou geloofwaardigheid in wat jy eintlik probeer daar buite kry in die publiek. Is byvoorbeeld nie net om te gaan skryf of byvoorbeeld selfs oor 'n TV by onderhoud soos wat ons nou het, byvoorbeeld net te gaan en sê okay, maar hierdie is my opinie, dis klaar oor en verby. En ek dink net baie kere moet 'n mens gaan kyk, wie's my bronne, my derde partye, kan ek dit daarteen meedeel? En dan gaan kyk jy ook natuurlik, daar's nie net byvoorbeeld een mediahuis daar buite nie, daar's geruime mediahuise veral in Suid-Afrika. Gaan kyk wat is die algemene gevoel, jy weet byvoorbeeld oor 'n produk of byvoorbeeld oor 'n maatskappy, maar gaan toets dit ook, jy weet by ander joernalisthuise. Gaan kyk wat se tipe van berigte lê daar. Jy weet oor 'n produk of 'n kom ons sê maatskappy. Ek dink dit is baie belangrik. Is daar internasionale voorbeelde wat moontlik 'n impak gehad het sy positief of negatief op beleggers se besluite? Ek dink as ons gaan terugverwys na 2008, jy weet met die laaste credit crunch en finansiële krisis wat die wêreld gesien het, juis as gevolg van volatiliteit, het ons gesien baie van mense het slegte besluite gemaak as gevolg dalk, jy weet van 'n waterval van media wat negatief gereageer het teenoor self byvoorbeeld die markte in die algemeen, en dit het verwarring geskep en natuurlik het dit gelei na 'n klomp ouens wat aandele gaan verhandel het, wat toe nou nooit eens nodig was byvoorbeeld om te verhandel nie, as gevolg van 'n krisis wat gemaak was uit byvoorbeeld 'n mediastyl. Ja, so dis 'n spul dominos ook, nê, ja, in die proses. Wat dit is, ja. Thys, baie dankie vir jou insig wat jy vanoggend weer met ons kom deel het. Ons beloof om hier baie verantwoordelik te wees wanneer dit kom by ek weet nie, ons kan nie eintlik sê verslaggewing nie. Ek is Thys van Stel, ek is van Everest wel. Baie dankie Thys, nou ja. Bly net waar jy is, want net hierna is dit tyd om teater toe te gaan. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Maak ek seker jy gaan maak 'n draai op ons YouTube kanaal indien jy enige van hierdie gesprekke misgeloop het. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete.
Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Nou meer as 'n dekade is die ikoniese musiek blyspel ons vir jou terug op die verhoog. Bok van Blerk neem die rol van generaal Koos Delarey saam met die talentvolle Nadia Bekes wat die rol van Delarey se vrou Nonnie Delarey vertolk. Hulle kuier vanmôre by my en ons gaan 'n bietjie gesels oor ons vir jou. Goeiemôre julle tweetjies. Goeiemôre Pieter. So lekker om julle te sien. Julle is al so vroeg hier. Dit voel amper of ek moes sê goeiemiddag. Maar baie lekker. Hoe lekker is dit om te weet hy is terug op die planke. Nommer 1. Ja, dit is 'n groot voorreg om vir my weer deel te kan wees van hierdie produksie en nou ook die vreugde kan deel met Bok van Blerk. Ja, hoe amazing is dit? Ek meen om die rol Koos Delarey te kan vertolk, dis nou nie 'n naam waarmee jy vreemd is nie. Jy is al letterlik kan jy maar sê jy staan in sy skoene al vir hoe lank? Ja, nee, ek en Koos stap al 'n paadjie geruime tyd. Ons is Delarey album is hierdie jaar 20 jaar oud, glo dit of jy nou wil of nie. Wow. En ja, so sy was deel van die oorspronklike produksie wat so 18 jaar terug gespeel het in die Staatsteater en ja, nou is ek in die bevoorregte posisie om in die skoene van Koos te staan en te voel en ja, wat 'n voorreg en lekker uitdaging en pret saam met Nadia. Voordat ek by al die uitdagings en die pret en dinge kom, vir jou was dit seker maklik om net weer die rol te kan. Kyk, destyds Pieter was ek in die ensemble gewees. My pa toe nou nog die rol van Delarey vertolk, Roel Bekes. En dit was baie lekker ook om saam met hom te werk. En hierdie voel vir my 'n bietjie soos 'n full circle moment, maar hierdie keer het ek woorde wat ek sê en ek speel 'n rol. So ook groot skoene om vol te staan. Nonnie Delarey is regtig 'n baie standvastige, gevestigde karakter. So is my lekker om haar te kan vertolk. Ek kan nie glo dit is 18 jaar terug nie. Ek dit voel vir my of ek nog letterlik daar in die gehoor sit en die hele ding gesien speel het en so. Wat kan mense meer verwag ook wat hierdie ronde aan betref? Ek dink heeltemal 'n nuwe cast soos ons dit mos maar sê. Ja, ek dink behalwe vir Nadia wat nog. Ja, wow. Weer daar. Ek bok nou aan hier, maar ek dink jy van my ouderdom weg. Sy het hier van die wings in die agtergrond af begin vorentoe skuif. Ek het nou net gesê Delarey album is 20 jaar oud. Ja. En die grys baard wat ek moet groei vir die rol help ook nie. Dis 'n moeilike storie. Dit is gekleer, hoor. Ja, dis 'n moeilike storie. Maar ek moet vir sê alles wat jy wil hê moet daar wees is daar. Al die pragtige musiek, die storie, die teks, al daai goeders is dieselfde, maar 'n opwindende nuwe geselskap. Janus Erasmus, 'n nuwe regisseur. Ons het die Afriforum Theater is 'n nuwe verhoog, 'n nuwe stel deur Wilhelm. Daar is van die oorspronklike kostuums wat ons weer gaan gebruik, maar daar is ook 'n paar nuwe toevoegings. En ek dink dit is net toeganklik gemaak vir die gehoor wat ons vandag toespreek. Net vir mense wat ook nou dalk 18 jaar terug nie heeltemal daar was en so nie. Jy weet in kort waaroor gaan hierdie produksie? Ek weet dit speel af tydens die Tweede Wêreldoorlog onder andere. Net so in kort. Ja, dit is basies eintlik die storie van Delarey en ek dink dit is geskoei nadat die sukses van die album Delarey en die liedjie het hulle dit goed gedink om ons vir jou op die planke te bring. So is 'n bietjie van Delarey se storie. En ja, die Tweede Vryheidsoorlog van toe die Engelse weer vir ons gekom het. Ja, dit is nie net 'n oorlogstorie nie en dit is nie dis nie politiek gedrewe nie. Dit is net dis 'n mooi storie wat baie ander goeters ook saamvat soos verhoudings, liefde en daar's soveel dieper stories binne in die storie wat dit natuurlik baie interessant en lekker maak om te kyk, ja. Ja, ek dink vir al die pa en seun verhouding word ook baie mooi tentoongestel in hierdie produksie.
Ek dink terug toe ek 'n chokkertjie was, sê graad 1 of sub A, hoe jy hom ook al sien, het jy langspeelplate geluister met die storie van Rageltjie die Beer en daai tipe van goed. Ek voel amper dis dalk hoekom mense ook aanklank vind nog by 'n produksie soos hierdie, want dis 'n storie wat jy half die geskiedenis geniet, maar daar's ook die nuwe storie en 'n nuwe manier van hoe ons maar in hierdie era leef en goeders wat mense dit ook kan sien en interpreteer. En omdat daar verskillende stories is, soos Bok gesê het, identifiseer, is daar iets vir almal om mee te identifiseer. Die liefdesverhaal, die man en vrou, die pa en seun, die jong liefde, daar's so baie goed wat aangaan. Ek dink ons sal regtig ietsie wees vir almal. Ja, en ek het ook weer besef hoe belangrik is dit om hierdie geskiedenisstories te onthou. Ons hoor dit baie keer en ons sien die goeders, maar ek leef myself nou weer so in met hierdie teks wat ek lees. En ook wat gebeur het, ek het dit 'n ander dag van Nadia ook vertel, my seentjie het begin lees, hy het die teks daar op die tafel gelê en begin hy blaai, begin hy my vrae en toe is dit daardie perfekte geleentheid om 'n bietjie te vertel waar ons vandaan kom en ek net ook om so ek vertel het, is dit eintlik 'n wonderwerk dat ons as Suid-Afrikaners nog hierso is, want ons moes 'n paar keer uitgewis gewees het in die oorlog wat ons geveg het om tot hier te kom. Wat merkwaardig is en dan voel jy soveel meer trots om hier te wees en iets om regtig te onthou en oor te praat. Ja. Nadia, op die verhoog is een ding, ek meen die sing kom ook maklike goeders, maar Bok, vir jou was dit seker 'n uitdaging, want kyk, ek gaan nou nie sê jy soos ek nie, want ek sukkel partykeer om 'n nuwe liedjie se woorde in my kop te hou en te kry. Julle onderskat julleself altyd van julle. So dit was seker nou nogal 'n storie om 'n karakter te vertolk en al hierdie teks te gaan leer. Hoeveel tyd het jy? Hy doen baie goed, laat ek nou vir jou sê. Ek het genoeg tyd dat ons kan afsluit om te sê goeiemôre, is 'n lekker middag hier vanaand. Nee, Pieter, ja, soos jy sê, dit is regtig is nogal 'n uitdaging. Ek het al films en goeders gedoen, maar hier is bietjie iets anders. Dit is my eerste teater wat ek doen, wat 'n uitdaging in homself is. So dit gewoonlik leer jy die teks en dan moet jy dit doen vir die film en as jy dit gedoen het, dan vergeet jy dit. Hier kan ek dit nie vergeet nie. Nee. En ek het baie stukkies wat ek moet leer en ek soek soos jy, ek het 'n matrieklaas geleer. Maar die woorde, ja, dit is nogal 'n uitdaging, maar dis 'n lekker uitdaging. Ek geniet dit regtig. Dit is ek het so rukkie terug vir die Here gevra om my ietsie oor my pad te bring, om 'n bietjie verandering te bring, ietsie anders, en toe kom sit hy hier op my skinkbord. Hoe beautiful is dit nie, nee? Voorreg om dit te kan doen en ietsie, dit hou my op my tone, soos ek sê. So ek hooplik onthou ek die liedjies se woorde makliker. En van die liedjies in die blyspel ken ek nou al lank, maar nou sing ek hulle nie eers nie, want ek speel Delary, so ek kan nie Delary sing. Hy sing Delary vir hom, hy sing nie eers Delary nie. Hoorie, en dis interessant, is amper soos jy ook sê, met jou pa wat die rol vertolk het, wat dit vir jou vol sirkel is, en met jou ook wat die liedjie was so suksesvol, daar's 'n blyspel oor hom geskryf, en hier is jy nou deel daarvan soveel jare later. Ja, presies, dit is definitief 'n vol sirkel vir my, 20 jaar later, en op die jaar wat ons 20 jaar van Delary herdenk, om hierdie te doen, so ja, dit is 'n groot viering van die hele storie en 'n volle sirkel vir my. Lekker, so die broek het gebewe na die my sê, die audisie, ek bedoel die ding mooi geslaag. Daar's nie nodig vir audisie nie, want wie gaan nou audisie doen as jy nou vir Bok wil kry om Delary te vertel? Ek het audisie, ek het gelukkig 'n rol gekry, so ek is baie bly. En ek wil net ook byvoeg, Johan Foster wat nou saam ook aan die musiek werk, ek het was Sean Els, Dion Opperman, en Johan wat nou weer met die musiek werk, is ook so passievolle oor, so wonderlik ook om te sien hoe hy alles weer herontdek en net seker maak oor elke noot en party goeie selfs verbeter en sê maar hy daai tyd dit gedink en nou dat hy nuwe goeders aangeleer het. So dit is net 'n baie lekker organiese proses om dit weer te herontdek. Ons moet afsluit, van wanneer af is hy by die Afriforum, waar kry ons kaartjies? Hy's van 29 April by die Afriforum Theater. Kaartjies is beskikbaar by onsvirjou.com. Mense moet gaan kyk. Ek weet hulle vlieg al. Ek weet daar's 'n paar vertonings al reeds uitverkoop. Lekker. En wat lekker is, die vertonings is nie almal op dieselfde tyd op dieselfde dag nie. Daar is regtig verskillende tye, naweke, middag vertonings. Maak 'n plan, kom kyk eens jou. Nadia Beek, Bok van Blerk, baie dankie vir die inloer so vroeg. Maak seker jy kom uit by ons vir jou. Dis dan al wat ons vir jou het vandag. Ons is môreoggend weer douverdag terug om die dag lekker saam met jou af te skop. Baie dankie vir almal van julle wat saamgekuier het en soos ek altyd sê, maak 'n verskil.